Nou ja, ek wil met jou praat oor aan die regterhand van God. Jesus wat aan die regterhand van God sit. Nou die gebruik van die regterhand as 'n voorbeeld of 'n metafoor is eintlik iets wat al baie jare kom. Dit kom uit die antieke tyd van Mesopotamië, het verskeie Romeinse gebruike, Joodse gebruike en dis meer het die term gebruik. So ons wil probeer sien wat bedoel die woord van die Here wanneer ons lees dat Jesus aan die regterhand van God sit. Ons weet mos nou as iemand vir jou baie beteken en saam met jou werk 'n betroubare arbeider is, dan sê jy, hierdie ou is my regterhand. Sit nie so nie, hierdie ou is my regterhand. Of ons het al gehoor dat sommige mense is aan die regterkant van die geskiedenis en ander aan die linkerkant van die geskiedenis. Dan is daar 'n gesegde wat ek gelees het waar jy met jou regterhand gee en met jou linkerhand neem. Met ander woorde, die ou wat so met 'n versteekte motief dinge doen. Aan die een hand lyk hy goed, maar aan die ander kant dan doen hy die verkeerde dinge. Daai tipe konflik wat dit uitbeeld. Waar die regterhand nie weet wat die linkerhand doen nie, is eintlik ook 'n voorbeeld in die Bybel waar die een nie moet weet wat die ander ene doen en dis meer nie. So die metafoor of die idioom word nogal redelik wyd gebruik in verskeie opsigte. 'n Interessante gedeelte in Matteus 25 is waar Jesus self in die woord is. En ek wil net vir jou hierdie versie lees. Dis nie my tema teks vir die oggend nie, maar luister gou wat skryf Jesus of wat sê Jesus in Matteus 25 vers 31. Hy sê: wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. So die Bybel beeld dit vir ons nogal duidelik uit dat om aan die regterkant te wees is die plek waar jy wil wees. Jy wil in die skaapkraal wees, metafories gesproke, en nie tussen die bokke nie, maar hier's nie lamas nie. Hier's nie 'n lama groep nie, hier's nie 'n middelgroep wat so half skaap, half bok is nie. Die Here sê, as jy maar warm of as jy maar koud was, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Jy sien, daar's net een van twee groepe waarin jy jouself kan bevind aan die einde van die dag. Jy's of aan die regterkant, of aan die regterkant, of aan die verkeerde kant. Jy's of aan die kant van God, of jy's teen God. Daar's nie 'n ander plek om te wees nie. En wanneer ons na die Bybel verder kyk, dan kan ons miskien dalk hierdie vraag vra, en ons kan vanuit 'n Joodse oogpunt miskien dalk na die vraag kyk en ons kan sê, maar as Jesus aan die regterhand van die Vader sit, by implikasie beteken dit die Vader sit aan Jesus se linkerhand. Iets wat 'n Jood absoluut nie kan aanvaar nie. Maak dit sin? As Jesus dan aan die regterhand van God sit, dan beteken dit God sit aan die linkerhand van Jesus, die Vader. So die Joodse denke moes worstel met die gedagte, want kyk, jy kan mos nou nie die Vader so verkleineer nie. So hier word iets anders mee bedoel. En wat is dit en wat beteken dit vir my en vir jou? Nou kom ek vat jou net so 'n bietjie terug in die denke van die Jood en hier in Salomo, wat Salomo gesê het in 1 Konings 2 vers 19. Batseba, onthou Batseba is nou Salomo se ma. Onthou Dawid het mos nou 'n kind gehad by Batseba na hy oorspel gepleeg het, maar hierdie kind, die eerste kind is dood en toe het sy vir Salomo, wat vir Dawid as koning opgevolg het. En nou is koning Salomo is nou die koning en Batseba sy ma gaan toe na koning Salomo om Adonai se versoek te stel. En die koning het opgestaan om haar te ontmoet. Ek wil hê jy moet kennis dra dit, dis hoekom ek het gehighlight het daar. Die koning het opgestaan om haar te ontmoet en het voor haar gebuig. Hy het eer betoon aan sy ma.
En hy het weer op sy troon gaan sit en beveel dat daar 'n troon aan sy regterkant vir sy ma neergesit word. Hier kom koning Salomo, sy ma kom in, hier's twee dinge wat hy doen, wat baie belangrik is in wat ons help om te verstaan hoe die Jood dink, hoe die Joodse tradisie gewerk het in daardie tyd, in die Romeinse tydperk en dies meer, in Klein-Asië. So, hier sien ons iemand kom in. Salomo se ma is natuurlik vir hom baie belangrik. Dis 'n belangrike persoon. Wat doen die koning? Die koning staan op. En dan kom hy en hy toon eer aan sy ma. Die tweede ding wat hy doen is hy beveel sy diensknegte om 'n troon te bring vir sy ma en aan die regterkant neer te sit sodat sy ma Batseba op die troon aan sy regterkant kan sit. So die regterkant is 'n uitbeelding van eerbetoning. Dis 'n belangrike posisie. Dis 'n posisie waarin jy neem deel aan die besluitneming, jy neem deel aan die regering. Dis 'n baie belangrike stoel om in te sit, as ek dit nou metafories met 'n stoel kan vergelyk. Ek in die Sondagskool was, het ons altyd 'n prentjie gehad van as ons dink aan God, dan sien ons die prentjie van hierdie movie se groot stoel en hier sit iemand met 'n wit jas met 'n kroon op. Dit is die prentjie. Is dit nie dalk die prentjie wat jy ook het nie? Maar nou of meer 'n idee, maar dis hoe ons hom leer ken en dis hoe die Jode die posisie van geëerbiedigheid is om hierdie beeld te vorm. Dis moontlik hoe dit moet wees in die koninkryk. So die posisie aan die regterkant is 'n posisie van eer en in Jesus se geval 'n posisie van universele autoriteit. Nou die Jode het nou gesien dat Jesus is nou, hy's nie net meer die tussenganger nie, maar hier's 'n opgradering na die hemelvaart. Hier is 'n posisie waar hy intree as bevelvoerder van die heelal, bevelvoerder van die mense. Hy's nou die koning van die konings, die naam bo alle name. Jy verstaan hierdie posisie. Die woord van die Here sê verder vir ons in Spreuke 20 vers 8. 'n koning wat op die regterstoel sit, 'n koning wat op die regterstoel sit, sif met sy oë al wat sleg is uit. So ons begin in 'n mate verstaan waantoe die Nuwe Testament beweeg met hierdie gedagte van Jesus wat aan die regterhand van God sit. Die Engelse Bybel sê, as a king sitting on a throne to judge, separates out all evil with his eyes, sê die Engelse Bybel daar. Dis 'n posisie van oordeel, dis 'n posisie van mag en autoriteit en voorrang. Dis hierdie posisie wat ons van praat. En in 'n koninklike konteks sal ons sê, dis dalk die troonopvolger wat hier so sit, dis die vernaamste ene, dis die raadgewer wat hier sit. Dis alles ou Joodse konteks, né? En hierdie goed lei alles 'n klokkie wanneer ons praat oor die Nuwe Testamentiese posisie, die raadgewer, die koning van die konings, die troonopvolger, nie dat Jesus, onthou Jesus is die koning, maar jy moet verstaan dat in 'n Joodse denke probeer hy vir homself uitmaak hoe belangrik die posisie is wat Jesus beklee na sy hemelvaart. En ek het vir jou donderdag aand met ons hemelvaartdiens gesê dat as dit nie was vir die hemelvaart van Jesus Christus nie, was daar nie 'n uitstorting van die Heilige Gees nie. Was daar niemand wat vir ons kon intree nie. As ons 'n verhouding en 'n ontmoeting met Jesus wou gehad het, moes ons dalk na Israel toe vlieg, 'n kaartjie koop en soontoe te gaan om die belangrike persoon Jesus daar te gaan ontmoet in die Heilige Land. Maar met Jesus se hemelvaart het daar iets verander. Die koning van die Jode, die titel wat bo aan die kruis vasgeslaan was, hierdie titel het verander. Dis nie net meer die koning van die Jode nie, dis nou die koning van die heelal. Efesiërs 4 vers 10 dink ek, as ek reg kan onthou, sê dat hy het opgevaar en hy die ganse heelal met sy teenwoordigheid gevul. Hy is nie meer fisies met hulle nie, maar hy is nou met elkeen van ons deur sy Heilige Gees.
So in hierdie konteks moes die Jood op 'n manier woorde vind om te probeer beskryf hoe belangrik die posisie is wat Jesus nou beklee na sy hemelvaart. Hy sit aan die regterhand van God. Hy neem deel aan die autoriteit. Dit impliseer 'n verbondenheid, 'n lojaliteit en 'n vertroue. Ek lees in Psalm 16 vers 8, ek lees dit net vir julle, ek het dit nou nie daar op die bord nie. Ek stel die Here altyd voor my, skryf Dawid, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Wat sê koning Dawid? Hy sê hier's iemand aan my regterhand, iemand wat ek nie sonder kan gaan nie. Hy is die raadgewer, hy is die ene wat betroubaar is, hy is die ene wat leiding gee, hy is die mag en die autoriteit. Hy sê ek kan nie wankel nie. Hoekom nie? Want hy is aan my regterhand. Ek lê met probeer verstaan hoe die Jood dink oor die posisie van die regterhand. Dit simboliseer hulp. Ook in Psalm skryf Dawid in Psalm 63 vers 8, hy sê, u regterhand onderhou my. U regterhand onderhou my. Nou, in 'n oud-oosterse en in die Romeinse howe was die plek aan die regterhand die plek van die heerser. Dit was ook die hoogste plek van eer en gesag, was die plek wat beskryf word aan die regterhand. Op 'n dag in Markus 10 vers 37 kom Johannes en Jakobus na Jesus toe en hulle kom met hierdie versoek en hulle sê, ag Here, kan ons nie aan u regterkant en aan u linkerkant sit nie? En Jesus antwoord hulle, julle weet nie wat julle vra nie, want julle kan nie die beker drink wat ek moet drink nie. Julle het nie 'n idee waarvan julle praat nie. Ek dink hulle was nogal verbuisterd met die antwoord wat Jesus vir hulle gee. So daarom beteken aan die regterhand van die Vader sit niks anders as om deel te hê aan die heerlikheid van die Godheid nie. En ek dink dit is hoe jy dit moet verstaan. Hy deel aan die heerlikheid van die Vader. Hy deel aan die heerlikheid van die Heilige Gees. Want soos wat ek vir jou verduidelik het, as ons sê Jesus sit aan die regterkant van die Vader, dan moet die Heilige Gees ook aan die regterhand van die Vader sit. Hulle kan nie van mekaar af los verduidelik word nie. En daarom kan ons nie hierdie beeld sien as 'n fisiese uitbeelding van hier's ons prentjie van die hemel en dit is hoe dinge daar lyk nie. Psalm 110 vers 1 sê, dit is die uitspraak van die Here vir my Heer, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete maak. Eintlike profesie. Het jy geweet dat hierdie Psalm 110 vers 1 is die een enkele Psalm wat die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament? Geen ander Ou Testamentiese teks word soveel aangehaal soos hierdie enkele teksvers nie. En die een wat kort op hom volg is Jesaja 53, waar die beskrywing van die diensknegt wat ly. Die Bybel sê hy's gemartel en hy's gepynig ter wille van ons oortredinge. Dit word alles in Jesaja 53 beskrywe. Die tweede mees aangehaalde deel uit die Ou Testament uit. En almal van ons weet vandag, dis 'n heenwyse na dit wat ons vandag met nagmaal vier, die kruisiging, die dood en die opstanding van Jesus Christus. So in die Ou Testament, hierdie teks in Psalm 110 vers 1 en Jesaja 53 wat handel oor die diensknegt, dit word baie aangehaal. Maar na die hemelvaart word daar talle male verwys na Jesus aan die regterhand van God. En ek het gaan kyk, daar's soveel teksverse dat ek nie eers kan begin om hulle almal nou vir jou te noem, net vir verwysing nie, maar daar is 'n magdom van hulle wat Jesus beskryf aan die regterhand van God. Maar die vroeë kerk, wat 'n vervolgde kerk was, en die van julle wat nou saam die woordskool deel maak, wat weet ons behandel nou die verskillende kerke in Klein-Asië en hoe dramaties en wreed hierdie mense vervolg was. As jy die konteks van hierdie vervolging verstaan, dan besef jy dat in hierdie konteks kom hierdie Jode en hulle glo en hulle sê, weet julle wat? Aan die einde van die dag is daar geen autoriteit wat aangestel is bo Jesus Christus, die Seun van God, wat sit aan die regterhand van God.
En dit was hulle motivering om vas te byt en deur te druk te midde van vervolging, want hulle het geweet, hier's geen koning of geen Romeinse keiser of enige iemand wat aangestel is, wat nie daar is, omdat God dit toegelaat het nie. Geen posisie van autoriteit bestaan as God dit nie toelaat nie. Iemand vra eendag vir my, sê vir my, Etienne, maar jy weet, as die Here nou aanstel en afstel en so, wat nou van hierdie mense soos Noord-Korea en verskeie Midde-Oosterse lande wat wrede leiers het, wat mense vervolg en doodmaak, ons sien dit in Afrika en op, wat nou van hulle? Maar ek kan nie anders as om te dink in Openbaring 22 vers 11, waar God toelaat dat die kwaad ook 'n rol speel. Hierdie dinge bou op. Hy sê dit gaan van kwaad tot erger. Dis asof God toelaat dat hierdie hoop gepak word met die hout, want hoe meer hout hy het, hoe warmer brand hy. Dis eintlik 'n manier hoe God sê, wees bewus van die feit dat daar 'n oordeel kom en dat daar die oordeel vel sal wees op die wat nie doen wat God wil hê hulle moet doen nie. Elke posisie van leierskap is 'n verantwoordelike posisie waar God jou verantwoordelik sal hou vir die besluite wat jy neem, goed en sleg. En geen leier, nie die in ons land of enige ander plek in die wêreld, kan ontsnap van die oordeel van God en die vervolging van God op daardie troon waarop hulle sit nie. Hulle sal verantwoording doen, want Jesus sit aan die regterhand van God, en die Jood het dit verstaan as die mees gesaghebbendste posisie wat daar is om op te sit. So hierdie Christene kon die vervolging deurstaan, hulle kon die marteling kon hulle uithou, hulle kon die lyding kon hulle verdra, hulle regte was hulle ontneem, ons het dit geleer in ons woordskool, hulle regte was hulle ontneem, hulle bestaansreg is hulle ontneem. Maar hulle het vasgebyt want hulle het geweet, Jesus het opgevaar en hy sit in die mees gesaghebbendste posisie van autoriteit. Hy's nou 'n internasionale autoriteit, 'n wêreldwye autoriteit. Jy sien, van die teenwoordigheid van God het die heelal gevul. Daar's nie 'n hoekie en 'n plekkie waar hy nie is nie. Ek het donderdag aand het ek gesê, jy sien, God is elke plek. Die woord van die Here sê dat hy sê, hy is oral teenwoordig, die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van God het die ganse heelal gevul. Hy's net so teenwoordig soos wat hy op enige plek op aarde is, hy teenwoordig vanmôre hier. Jy sien, God is altyd teenwoordig, maar ek en jy is nie altyd teenwoordig in God se teenwoordigheid nie. Dis nie dat God nie teenwoordig is nie. Sy belofte is dat ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Die probleem is nie dat God wegbeweeg het nie. Is dit nie dalk jy en ek wat wegbeweeg het nie? Is dit nie dat ons moet inskakel by die teenwoordigheid van God nie? Is dit nie ek en jy wat moet deurbreek en kom in hierdie allerheiligste in en 'n ontmoeting met die Heilige Gees het nie? Ons loop dikwels en ons sê, ja, die Gees van die Here werk daar by daai plek en die Gees werk by daai plek, so asof ons met ons baie beperkte redenasies God wil probeer vasmaak en beperk tot 'n sekere gebou of 'n sekere instansie of 'n sekere kerk. Hoorie pastoor, daar het die Here gewerk. Jy sien, die Here werk hier en op enige ander plek net dieselfde. Die verskil is dat ek en jy moet inskakel by dit. Dis nie God wat wegbeweeg het nie, dis ek en jy wat nie inskakel nie. Dis ons wat moet inskakel by die heerlikheid van God. So Jesus het Psalm 110 vers 1 en Markus 12 vers 36 gekwoteer, omdat hy wou demonstreer dat die Messias is nie 'n seun van Dawid nie, maar Dawid is ondergeskik aan die seun van God. Hy is die soewereine verlosser van die ganse aarde. En hy sit aan die regterhand van God. Jesus sê verder, hy sê na hierdie antwoorde, na hierdie antwoord van hom het Jesus op die tempelterrein onderrig gegee en gesê, hoe is dit dat die skrifkenners sê dat die Christus Dawid se seun is? Dawid self het deur die Heilige Gees gesê, die Here het vir my, Here, gesê,
sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande onder jou voete geplaas het. Die dag toe Jesus voor die hoofpriesters, die Sanhedrin, kom staan en hulle begin met hulle aanklagtes en dinge teen hom. Toe kom hierdie hoofpriester en hy vereis van die seun van die mens die volgende. En hierdie hoofpriester, op grond van die gesag en die autoriteit wat eintlik aan hom geleen is, kom staan hy en voor hom staan Jesus Christus. En dan voor hom kom hierdie hoofpriester en hy sê, ek eis nou van jou in die naam van die lewende God, dat jy vir ons moet sê of jy die Messias, die seun van God is. Matteus 26 vers 63. En dan kom Jesus, en die Bybel sê, en Jesus het hom geantwoord en gesê, ja, dit is net soos wat u sê. Ek verseker julle, julle sal my, die seun van die mens, sien sit aan die regterhand van God, die magtige, en hoe hy terugkom op die wolke van die hemel. Nou dink jouself gou vir 'n oomblik in. Jy staan voor die magtigste leiers in die wêreld. Jy staan voor die autoriteit wat aangestel is deur menslike verkiesings en dinge. En jy gaan staan daar en jy sê vir hulle, ek is belangriker as julle almal. Ek is eintlik die God oor julle almal. En ek is die een wat sal terugkom op die wolke van die hemel. Kan jy jou indink wat gebeur in hierdie ouens se koppe? Die Bybel sê, die hoofpriester het dit verloor. Hulle staan so geskryf, hulle het dit verloor. Hulle het hulle eie klere uitmekaar uitgeskeur terwyl hulle uitgeroep het, lasterlik, lasterlik, hy is skuldig, hy verdien die doodstraf, Matteus 26 vers 65. Hier staan Jesus voor die hoofpriester en hy sê vir hom presies wat hy nie wil hoor nie. Wat hy nie besef nie is dat sy posisie 'n rol het om te vervul, om daardie persoon wat aangekla word, se doel te vereenselwig en te vervul. Jy sien, God het toe vir Jesus 'n naam gegee bo alle name. Die woord sê die volgende, Filippense 2 vers 9 tot 11, en daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog, en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. En so sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is Here. En so sal God die Vader verheerlik word. Kan jy jou vanmôre indink hoe dit sal wees dat die ou wat 'n bespotting maak van Jesus, die vriend van jou wat lag oor jou verhouding met Christus, die land wat Jesus vervolg, wat sy kerk vervolg, die ouens wat dink hulle doen God se werk deur Christene te onthoof, kan jy jou indink hoe dit sal lyk wanneer die koning van die konings op die wolke kom en wanneer die koms van Jesus aanbreek en die Bybel sal vervul word wat sê, en hier kom hy, die naam bo alle name, elke tong sal bely tot daardie ou. Elke knie sal buig, elke oog sal sien. Ek dink op daardie oomblik sal hulle in bewing ingaan. Hulle gemoed sal breek. Hulle sal besef dat hulle hier te doen gehad het met iets ver groter as wat hulle universiteite kon uitspel. Daar was nie 'n boek wat kon vasvang wie hy is nie. Daar's geen manier om te verduidelik hoe hy is nie. Jy sien, ons luister na slim professors en slim mense wat redeneer oor die bestaan van God. Psalm 8 sê, en God lag vir hulle. Hy lag vir hulle. Wysheid begin by die kennis van God. En hierdie mense wat so slim is, hulle het nie die wysheid van God nie, hulle het die wysheid van mense, en God lag vir hulle. Julle dwaase.
julle onnosel dwaase. Kyk net 'n bietjie na die mossies om jou huis. Kyk net 'n bietjie na die wolke van die hemel. Kyk net 'n bietjie na die berge. Slaan jou oë op na die berge. Waar sal jou hulp vandaan kom? Kyk net 'n bietjie om jou. Kyk net na die natuur, die wolke, die reën, die wind en die sterrehemel. Dan kan jy nie anders as om te weet daar's 'n God nie. Daar's 'n Skepper. Die Jode is belangrik om dit te verstaan dat die Jode nie hierdie posisie gesien het as 'n aktiewe posisie nie, maar as 'n posisie van ewige betrokkenheid. Hulle het nie hierdie posisie gesien as 'n posisie van ewige rus nie. Hy's passief. Hulle het hom gesien as 'n aktiewe deelnemer. Hy's daar. Hy sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Hy hoor wat jy sê. Hy hoor jou hartklop elke oomblik wanneer jou hart in jou bors pomp, dan hoor God dit. Elke stem, elke haar van jou kop weet hy. Hy sê daar sal nie 'n haar van jou kop afval sonder dat God dit weet nie. Hy's alwetend, almagtig. Paulus skryf Efesiërs 1 vers 20 tot 22. En toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, nou is Christus hoog verhewe bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja, elke noemenswaardige instansie. Nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld wat kom. God het alle dinge onder sy beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Na die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 was daar verskeie dinge wat gebeur het en ek het vir jou genoem dat as daar een bewys is van die hemelvaart wat plaasgevind het, was dit die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, waaroor niemand wonder nie. Dit het gebeur. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees, wat 'n bevestiging was van Jesus se autoriteit as Christus in die hemelsvaart en dis meer, het Jesus self die voorspelling van Psalm 68 vers 18 tot 19 verklaar toe hy die volgende gesê het. Jesus self is aan die woord. Hy sê, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dit is vir julle tot voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. Daar is die belofte. Jesus haal dit aan. Die uitstorting van die Heilige Gees is die bewys dat die hemelvaart plaasgevind het en dat Jesus aan die regterhand van God sit. Maar na die uitstorting van die Heilige Gees het wonderlike dinge gebeur. En ek wil net met jou een storie deel vanoggend. Stefanus. Die Bybel sê Stefanus het vol krag en genade het hy groot wonders en tekens onder die volk verrig. Handelinge 6 vers 8. Gevul met die Heilige Gees, gaan hy en hy gaan doen presies wat Jesus gesê het, gaan maak disippels van alle nasies, leer hulle, doop hulle. Die Bybel sê hierdie man se bediening gaan van krag. Hy bring 'n woord van krag en autoriteit en genade. Die krag van die Heilige Gees werk deur hom. En toe die Joodse leiers hiervan hoor, sê die Bybel, en hierdie ouens het onmiddellik vir Stefanus nader getrek en moet hom begin stry en redeneer. Maar die Bybel sê in Handelinge 6 vers 10 dat hulle nie opgewasse is deur die wysheid wat die Heilige Gees hom gegee het nie. Hulle kon nie hondhaar afmaak teen die wysheid van Stefanus nie. En hulle was so gefrustreerd en geïrriteerd met hierdie situasie dat hulle toe begin het en hulle het mense opgestook, die wat so agteraf werk. Hulle is in die naam van die Here, die hoofpriesters en die Sadduseërs en die Fariseërs. En jy sien in die naam van die Here loop hulle so agteraf en hulle begin alles moontlik opbring teen Stefanus. En hulle beskuldig hom en hulle beskinder hom en hulle beswadder hom. Maar hy het standvastig gebly. En toe dit nie werk nie, het hulle verder gegaan, Handelinge 6 vers 11, hulle het agteraf mense aangehits, en hierdie volk
En hulle het deur die volk en deur die familiehoofde en die skrifkenners het oralste rondgegaan. Hulle het naderhand vir Stefanus gegryp en hulle sleep hom voor die Sanhedrin, Handelinge 6 vers 12. En hulle bring enige moontlike valse getuie in teen hierdie man van God. Hulle kom getuig net hoe Stefanus dit gesê het en dit en ja, hy was so in konflik met die God van Abraham en Moses en al die dinge van die verlede. En terwyl die Bybel sê hulle teen hierdie goed teen hom inbring, sê die Bybel hulle het stip na hom gestaar in Handelinge 6 vers 25. Dit staan so, Handelinge 6 vers 15. Almal wat in die Sanhedrin gesit het, het stip na Stefanus gekyk en gesien dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Die heerlikheid van God kan hy nie eers in sy liggaam hou nie, dit straal uit hom uit, soveel so dat die mense wat hom haat, die mense wat hom vervolg, die mense wat hom beskinder, staar na hom, sê die Bybel, hulle kyk stip na hom, want sy gesig lyk soos die van 'n engel, die heerlikheid van God straal uit hierdie man uit, gevul met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en die hoofpriesters het hom gevra of hierdie dinge waaroor hy getuig waar is, waarna hy duidelikheid eensetting gegee het van die totale geskiedenis en alles gesê het wat hulle nie wou hoor nie. En die Bybel sê toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en hulle het op hulle tande begin knars, sê Handelinge 7 vers 54. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. En hy het Jesus in die regeerposisie langs God sien staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel oop en die seun van die mens in die regeerposisie langs God staan. Die Bybel sê, hulle was so gefrustreerd en geïrriteerd met Stefanus se antwoord, dat hulle op hom afgestorm het, hulle het hom gegryp, hulle het sy klere van sy liggaam afgeskeer, hulle het hom uit die dorp uitgesleep, en hulle het hulle klere uitgetrek. Hulle het hulle klere begin uittrek, want jy sien klip gooi, is harde werk. Die Bybel sê, hulle het hulle klere uitgetrek en hulle het aan die voete van 'n jong man gaan neersit. Sy naam was Saulus, wat later Paulus geword het. Daardie jong man sit daar, en voor sy oë tel hierdie manne wat hulle baadjies uitgetrek het, sê die Bybel, en hulle het klippe opgetel, en hulle het vir Stefanus met klippe doodgegooi, terwyl hulle al hulle jassies en goed aan die voete van Saulus gesit het, wat hy getuie raak van die dood van Stefanus. Jy sien in antieke tye, onthou ek het vir jou gelees, toe Batseba instap in koning Salomo se troonkamer, toe staan die koning op, en hy buig. Wanneer 'n belangrike persoon inkom, dan staan die koning op. Hy staan uit sy stoel uit op om eer te betoon aan die gas wat hy ontvang. Die Bybel sê, toe Stefanus, terwyl hy so beskuldig en doodgegooi word met klippe, toe hy daar sterf, terwille van sy getuienis, terwille van Christus, wat het Jesus gedoen? Hy het opgestaan. Hy het opgestaan, asof hy 'n eregas verwelkom. Hy het opgestaan, omdat hy iemand wat belangrik vir hom was, ontvang. Jy sien, die Bybel sê vir ons die volgende, hy sê, Jesus self, hy sê, as julle my openlik erken voor die mense, sal ek julle ook openlik erken voor my hemelse Vader. Stefanus sterf onder die klippe van hierdie ouens, hulle gooi laat die sweet hulle uittap, hulle gooi hom dood met klippe. Jesus staan op, want jy sien, Stefanus
Het voor die mense, het hy erken, hy het gesê, maar ek kan nie hierdie Jesus verontagsaam nie, ek kan nie hierdie Jesus misken nie, ek kan net getuig van hom, ek kan net getuig van sy grootheid, maar ek gee nie om wat julle aan my doen nie, want hy sit aan die regterhand van God. En daardie Jesus, terwyl daardie man sterf onder die haat van die volk, staan die koning van die koning op, en hy verwelkom hierdie eregas van hom. Hy sê, jy sien, ek sal julle voor my Vader, openlik voor my hemelse Vader erken. En ek vra vanmôre vir jou die vraag, sal hy vir jou opstaan? Sal hy vir my opstaan? Of is jy skaam oor Jesus? Is jy skaam oor jou getuienis? Is jy skaam vir wie hy is? Of kan jy soos Stefanus, te midde van haat, te midde van teenkanting, te midde van die dood, wanneer jy die dood in die oë staar, kan hy vanmôre ook opstaan wanneer jy jou getuie standpunt inneem? Ek dink aan die arme mense hier van Afrika, wat terwille van hulle geloof onthoof is, hulle koppe word afgesny omdat hulle glo in Christus. Vervolg op verskeie plekke, Noord-Korea en China, waar alles, die Christene word vervolg. Ek dink Jesus staan net en sê, ek neem julle en ek verwelkom julle met autoriteit. Jy sien, elke oog sal sien en elke tong sal bely. Romeine 8 vers 34, Paulus skryf, wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Hoe lyk jou verhouding vanmôre met Jesus? Hoe lyk jou verhouding met Christus? Kan jy vanmôre met krag en autoriteit getuig wat hy in jou lewe gedoen het? Kan Jesus vanmôre na jou kyk en sê, waarlik, hierdie is 'n kind van God? Hoe lyk jou lewe vanmôre voor die koning van die konings? Sal hy vanmôre ook uit sy troon uit kan opstaan, spreekwoordelik gesê, wanneer jy die vertrek binne stap en sê, welkom Stefanus. Welkom. Dankie dat jy my nie verloon het voor hierdie aarde nie. My gees ervaar 'n dringendheid. Ek sê dit vir jy baie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, daar's nie meer baie korrels in die uurglas oor nie. Ons is nie meer met minute te doen nie, ons het sekondes. Die koms van Jesus is om die draai. Dis voor die deur. En ten spyte van daardie realiteit is daar 'n volgende realiteit wat sê, ek en jy weet nie eers vandag wat die dag van môre inhou nie. Ons kan nie eers vandag verklaar dat ek môre dit of dat sal doen sonder om beide te voeg en te sê dat as die Here my spaar en ek lewe, dan sal ek dit of dat doen nie. Ons het so arrogant geword, ons dagboeke is uitgeskryf vir die volgende maande en week. Ek sê nie, jy moenie beplan nie. Ek sê, besef net vanmôre, dat die klein oomblikie waarin jy nou sit, is al wat jy het. Hulle sê so mooi ding in Engels, hy sê, yesterday is the past, and tomorrow is the future, but today is a gift, and that's why it's called the present. Al wat jy het, is net hierdie oomblik. Dis al wat ons het, is nou. Nie nou nie.
Dit wat agter ons is verby. Jy sal nooit weer in hierdie kerk instap soos vanoggend nie. Daardie geleenthede is verby. Ons het net nou. Wat maak jy met hierdie oomblik? Wat doen jy met die oomblik wat aan jou gegee is? Hoe dink Christus aan jou? Ek wil vanmôre hierdie boodskap afsluit en ek wil saam met jou bid. En as jy vanmôre hier sit met 'n warboel van emosies en 'n lewe wat deurmekaar is en jy weet nie waar's kop of stert in jou lewe nie. Jy voel jou getuienis is in flarde. Jy is nie wie jy veronderstel is om te wees by die werk nie, nie by die huis nie, nêrens waartoe jy gaan wanneer jy bestuur nie. Jy is net nie wie jy moet wees nie. Ek wil vanmôre saam met jou bid. Ek wil hê jy moet saam met my staan vanmôre. Ek is die eerste een wat staan. Ek is vanmôre die eerste een wat sê: Here, raak my net weer aan. Vul my opnuut met u gees. Verander my denke. Verander my wilsbesluite. Verander my uitkyk oor môre. Verander my uitkyk oor nou. Kom vanmôre en kom trek die skille van my oë af. Kom skeer vanmôre my hart. Ek stort vanmôre my gees voor U uit. Ek stort vanmôre my hart voor U uit. Ek kom lê myself vanmôre aan die voete van Jesus. Dis hoekom jy vanmôre staan om te sê, Here, ek kom en ek loof U naam en ek roep U om my in my hart te kom werk. Kom lei my, kom verander my. Here, kom was my opnuut met die kosbare bloed van die lam. Vergewe my sondes, Here. Plant die woord weer vars op my lippe. En ek bid vanmôre dat die Gees in my binneste uitgestort sal word, dat ek elke oomblik bewus sal wees van U teenwoordigheid. En dankie Here vir die getuie wat daar is, wat bevestig dat wanneer ons U voor die mense bely, dat U ons voor die Vader sal bevestig. Ek loof U daarvoor. Here, dankie vir elke persoon wat staan vanmôre. Dankie vir elkeen van ons wat vanmôre ons harte voor U uitstort. Here, U ken ons lewe, U ken ons gedagtes, U ken ons hartsbegeertes. En as daar net een ding is wat vanmôre uitstaan, is dit only You, Jesus. Only You. Dankie dat ons U kan ken en dankie vir U woord. Ek loof U daarvoor, Here. Amen.